Hoekom moet ons stres waar Jesus in die storms nie stres nie? In die storms wat sy disippels op die see uitgevaar het, daar was 'n storm. Jesus het na hulle toe uitgereik, hy het na hulle toe geloop, hy het hulle nie gelos nie, hy het na hulle toe gestap. So dit is vir ons ook 'n ding, kom ons stap bietjie na Jesus toe ook. Daar's 'n ding wat sê, it takes two to tango. So Jesus reik uit na ons toe, kom ons reik na hom toe, want hier is dit, dis 'n ware verhaal, dit is 'n gebeurtenis. Jesus het op die water geloop, hy het deur al daai storms en ongerieflikheid gegaan en uitgereik na sy disippels toe, nie net na hulle toe nie, na ons almal. Hy het nie gestres nie. Kom ons kry hom as die anker en ons hou vas aan Jesus Christus. Nog 'n ding, in die storms terwyl sy mense besig is om te vaar, begin hulle bekommerd raak. Wat gaan nou aan hierso? Waar is ons meester? Hy dan ook opgeklim. Toe hulle hom gaan soek en hulle kry toe lê hy in slaap. Is dit nie vir ons 'n voorbeeld nie? Hoekom stres ons so in die storms? Ons het almal storms, partykeer klein, partykeer groot. Miskien het ons nie nou 'n storm nie, miskien môre al storm. Die gebeurtenis van die lewe, dit is denkbeeldige figuurlike storms van die lewe. Maar weer, Jesus het vir ons gewys, hy het geslaap, dis nie omdat hy nie omgegee het nie, dis omdat hy vir ons wil wys, ons moet kalm raak. Wat het hy gedoen toe hulle hom genader het? Hy het nie kwaad geraak en hulle kere gegaan en geskel nie. Hy het gaan aanspreek en gesê storms bedaar. Nooi hom vandag in jou lewe in en vra hom om jou storm in jou lewe te kan kom bedaar, sodat ons oop kanaal, oop kop kan wees vir God en ook 'n lig kan wees en ander by God kan uitkry.